Goeiemôre ook van my kant af. My naam is Jaco en saam met Mariet is ek deel van die bedieningsspan hier by Doxa George en so lekker om julle almal hier te kan sien. Is altyd so lekker en 'n voorreg om die woord van die Here te kan bedien, want ek glo regtig uit die diepste van my wese dat indien jy die woord gaan toepas in jou lewe, kan dit jou lewe vir altyd verander. So almal lanklaas vir julle gesien, party van julle. Daarom net weer eens bevestig, ons is lief vir julle almal, hoor. Ja, great man, is lekker om julle so saam te kan sien. Nou, in Doxa glo ons vas dat dit wat die Here besig is om te doen, hy sê ek gaan my heerlikheid, my gewig, gaan ek hier op aarde, gaan ek dit uitbeeld. Ons glo baie sterk in die skrif wat sê, hy vestig sy heerlikheid beteken sy gewig, wie hy is, die beste persoon wat ons van heerlikheid kan sien is Jesus Christus. Hy vestig sy persoon, sy manier, sy koninkryk soos in die hemel is so op die aarde, vestig hy hier op aarde. En hoe ons in Doxa oor het gedink het, ons noem het, ons is besig om city changers, of dan heerlikheidsagente, whatever jy het wil noem, koninkryksagente hier op aarde te vestig. Want God se manier, hoe hy nog altyd van die begin af die aarde wou beïnvloed het, is juist deur sy volk, is juist deur sy gemeente. Hy sê dit toe, hy sê uit Israel geroep, hy sê ek wil hê julle moet wees 'n lig vir die nasies. Jesaja 60 sê arise shine. Dis wat ek wil hê, julle moet hierdie lig wees vir die nasies. Die nasies moet kan sien en die nasies sal na die lig toe kom. En hy wil ons dus gebruik. Maar om dit te kan doen, het ons in Doxa gesê, die eerste ding wat ons moet doen is, ons moet weet wie is die koning. Ons moet weet wie Jesus Christus is. Ons moet weet wie hy is, knowing God. En ons het gesê, as ons die koning wil ken, moet ons eerstens verstaan wie sy koningskap is, daai koning, daai kroon wat daar agter is, en ons weet dat hy dit gedoen deur sy kruisdood. Hy het dit gedoen deur hierdie opofferende liefde wat hy vir die mens gehad het. Daardeur het hy die oorwinning behaal en ons was ingesluit in die oorwinning. So ons moet God ken, ons moet Jesus Christus leer ken. En ek en jy moet verstaan wat dit nou beteken om deel van hom te wees, of soos die Bybel dit noem, ingesluit in Christus. Onthou die voorbeeld van Dawid en Goliat. Dawid oorhaal die oorwinning en vir daai skielik toe hy Goliat se kop afkap, in daai oomblik was hierdie bangerige volk was ingesluit by die oorwinning van Dawid. Dis wat ingesluit, sy oorwinning het my en jou ingesluit. So dis wat dit beteken, knowing God, is ek moet weet, hoe identifiseer ek my met Christus se dood en sy opstanding. Maar dit, nou dat ek ontdek het wat hy vir my gedoen het, en sy genade wat oor my lewe is, nou lei dit tot 'n lewe van, ek wil nou hierdie koning leer ken. Ek wil intiem wees met hom. Ek wil elke dag in sy, soos Hebreërs dit sê, in sy troonkamer ingaan. Ek wil ontdek wie hy is. En dit gaan op die einde van die dag 'n effek op my lewe hê, as ek sien dat hy's die koning nou, hy's koning nou en hy's koning hier, en dat ek intiem met hom is, gaan dit 'n effek in my lewe hê, en daai effek in Doxa noem ons dan integriteit. En ons wil so 'n bietjie praat in die volgende seisoen is, hoe leef ek met integriteit? Die Nuwe Testament gebruik nie die woord integriteit nie, alhoewel ek vir jou vandag een of twee parafrases, of ek sal jou vertalings of byvertalings sal lees, wat wel die woord integriteit gebruik. Maar die Bybel gebruik meer 'n woord soos heiligheid. Heiligheid beteken andersheid. Hagios, anders. Ek wat nou onder 'n ander koning staan, Jesus Christus. Ek lewe nou in hierdie wêreld met sy manier, omdat die Heilige Gees in my is en my die vermoë gee om sout en lig te kan wees. Wanneer ons praat oor integriteit, wil ek vandag sê dat ek glo, dis belangrik, die probleem met ons westerse samelewing, ons deel ons lewe in kompartemente in. Jy weet, ek het my werkslewe, ek het my sport, ek het my familie, ek het my skool waarby ek betrokke is, ek het my finansies, ek het my besigheid. Dis kompartemente. Die probleem is as jy jou lewe in kompartemente indeel, dan is daar sekere areas van jou lewe waar jy nie worry nie. Maar waar Christus in die Bybelse manier is, ek is volkome, ek is ingesluit. As mens is ek ingesluit in hom.
Jy sien die probleem met kompartemente is, ek dink dan is kerk en Christelikheid net nog een van die kompartemente. So ek neem hom aan en ek gooi net hierdie Christus sousie oor my lewe en dit laat my beter voel. Waar die Bybelse manier ere is, ek is ingesluit in hom en dit sluit my hele wese in en my hele lewe in en nou vanuit hom uit kry my hele lewe definisie. Dis 'n totale ander verwysing. En wanneer ons praat oor integriteit en om met integriteit te lewe, dan praat ons met goed soos, wat is die waardes van jou lewe? Ons praat oor goed soos, 'n boom word geken aan sy vrugte, sê Lukas. Dis daai manier van lewe. En integriteit het te doen met die manier van die koninkrykslewe waarmee ek leef. Dit beteken, dit wat ek sê en dit wat ek doen en hoe ek leef en hoe ek myself uitbeeld, dit stem alles ooreen. Nou dit was God se gedagte dat die volk met sy integriteit leef. En toe kom hy vir hulle en hy sê vir hulle, hoor hierso, kom ek sê net vir julle, as julle nou onder my koningskap staan, hier's wat julle moet doen. En dan gee hy vir hulle in die begin, ons ken dit as die 10 gebooie, gee hy vir hulle hierdie goed. Hy sê, luister hierso, eerste ding wat belangrik is, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart. Hy sê, ja, en so by the way, luister hierso, julle kan nie van mekaar steel nie, julle kan nie mekaar doodslaan nie. Dis amper logiese gevolg van om in hom te leef. Wat doen die mens? En dis ons probleem. Die probleem met die mens is, die mens gaan toe en sê, okay, ja, ons moet net nie hierdie paar goed breek nie. Kom ons sit sulke leiers soos 'n klip wat jy in die water gooi. Kom ons sit dit om hierdie goed. En op die einde van die dag was al 643 wette. En dis die probleem as ek met jou oor integriteit praat, dan is dit asof die gemeente baie keer vir 'n ou wil sê, okay, sê net vir my wat ek moet doen en wat ek nie moet doen nie, want dan is ek veilig. En dis nie dit nie. Dis nie dit nie. Dis 'n lewe wat definisie vanuit hom uit. As hy nou die koning van jou lewe is, as jy nou onder sy koningskap staan, dan begin ek op hierdie koning se manier, soos dit in die hemel is, want dis waar, soos op die aarde. So nou begin ek op daai manier te leef. Dis anders. Dis nie 'n klomp reëls en regulasies nie. Dis soos my een pel altyd vir my gesê, as ek met hom praat oor die Here, dan sê hy vir my, Jaco, ek sal eendag as ek oud is, as ek afgetree is, sal ek die Here dien. Hy sê, ek wil nou my lewe geniet. Want dis die beeld wat ons baie keer as kerk uitstraal na die wêreld daar buite. Die dag as jy 'n Christen word, dan lyk dit of jy in pickle juice gedoop is. Alles in jou lewe is sad en jou hele lewe kom tot stilstaan. In plaas daarvan om vanuit die koning te leef, behoort ek in te stap na die mens wat ek regtig wou wees en dit gee my lewe vervulling en dit is eintlik die beste manier van lewe. Maar die reëls maak ons dood. Dit was nooit God se bedoeling nie. Ek het in die week gaan kyk so 'n bietjie na Google, nou jy kan glo van Google wat jy wil, maak nie saak nie, maar die vraag is, wanneer ons praat oor integriteit, wanneer het dit te doen met jou waardes, het dit te doen met die vrug wat jy dra, dit het te doen met die wortelstelsel van die boom. Dis daai goed wat hier van binne af kom. Dis interessant dat Google sê, wanneer ons praat oor waardes en hulle gee 'n definisie van waardes, dan sê hulle belangrike en blywende oortuigings. Jy sien, ek leef vanuit iets wat ek glo. Of ideale wat gedeel word deur lede van 'n kultuur. Die feit is, elkeen van ons wat hier sit, wat 'n gesin het 'n sekere kultuur in daai gesin. Jy sê dit nie noodwendig nie, maar die huisgesin, die huislede, tel dit op. Wat is vir jou belangrik? Hoe werk hierdie gesin? Dis presies dieselfde. Nou dat ek onder die koning staan, nou dat Christus my koning is, wat is daai kultuur waarvolgens ek leef? Wat is daai waardesisteem waarvolgens? Wat is daai integriteit wat hiervan binne afkom? Hoekom? Want sy gees is mos nou binne in my. Hy sal jou leer en jou lei. So wat is daai kultuur? Wat is daai waardesisteem? Paulus skryf so mooi in Kolossense 1 vers 13. Hy het ons verlos uit die mag
van duisternis, van slawerny. Ons het onder 'n ander heerser gestaan. Hy was nog nooit in sy lewe 'n koning nie. Onder 'n ander heerser gestaan, onder Satan se manier. Nou het ons oorbeweeg en ons staan onder die koning Christus. Hy het ons verlos. Hy het ons verlos uit die mag van duisternis en ons oorgebring onder die koningsheerskappy van sy geliefde seun. En die Bybel sê, Paulus verder, dis deur sy dood en sy opstanding verklaar hom as die seun van God. Kolossense 3:23, nou sê hy, nou dat ek onder die seun staan, nou dat ek onder daai milieu leef, hy sê, en wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense nie. So integriteit is iets wat nou van binne afkom. Hy kom hier binne. Nou kom ons staan vir 'n oomblik stil by integriteit. Wat is dit? Wel, ek lees maar net vir jou wat ek gaan Google het. Integriteit, sê Google, het te doen met die kondisie van jou hart. Dis wat gaan hier binne aan. Die Webster vertaling sê, integrity is a quality or the state of being complete or undivided or incorruptible. En in ons land, net alles wat nou aan die gang is met al hierdie generaals en die polisie wat mekaar so vasvat. Ons smag as land, smag ons na wat? Na integriteit. Maar integriteit kamoufleer hom op soveel maniere. Maar wat is dit waarvan die Bybel praat? Wat is dit om vanuit Christus te leef? In my gesin, in al die kompartementjies wat jy nie veronderstel is om te doen nie, maar tog doen. Ons gooi nie 'n Christus sousie oor ons lewe nie. Die kerk is nie net 'n sousie nie. Die kerk is God se voertuig. Christus is ons koning. Ons leef volgens hom. Dis nie net, ja, jy weet, almal in Suid-Afrika, jy weet, as jy in hierdie kultuurgroep behoort, dan is dit goed om kerk toe te gaan, dit is goed om te sê jy behoort aan Christus. So Christus sousie oor alles wat ek doen. Nee. Ek leef vanuit 'n ander oortuiging. Ek leef vanuit 'n ander kultuur. Een van aan die Byvertalings praat so mooi oor Efesiërs 3 vers 12. Hy sê, sy geloof in ons. Hy het sy lewe kom gee vir ons. En nou glo hy in sy kerk, in sy liggaam. Dis ons. Ons wat ingesluit is in sy oorwinning, in sy liggaam. Sy geloof in ons gee ons lewe integriteit. Die beste voorbeeld van integriteit is Christus. Kyk na Christus. En hy het sy lewe kom gee. En nou sê hy, sy geloof in ons gee ons lewe integriteit. Integriteit is die sterkte. Hulle sê, ek lees nou die dag en nou, ek weet nie hoe waar dit is nie, ek lees, sê nou maar net alles goedjies wat ek hoor en lees. Hierdie brug hier in George, hulle het nou al 2 keer kontrakteurs, hulle gee nou die 3de keer, 'n kontrakteurs gee hulle nou, hulle wil die brug oorbou, en dit maak ons almal siek en sat, ek weet. Maar ek praat nou die dag met een van die kontrakteurs, en hy sê vir my, Jaco, ons het gaan vasstel, ingenieurs ingestuur, het gekyk na die brug. Die brug het so verswak as gevolg van die temperatuur en die seelig en al die goed. Dis makliker of dit sal goedkoper wees om die brug af te breek en oor te bou. Omdat die integriteit, die sterkte van die brug is nie meer daar nie. Hoe lyk die krag van jou lewe? Het jy staal in jou gees om te staan in hierdie tyd vir dit wat jy glo van die koning? Integriteit het te doen met die sterkte van hierdie balk. Dis hoekom party brûe in Johannesburg inval, want hulle kyk nie meer na die sterkte, na die integriteit van die brug nie. As ons 'n impak wil maak in ons omgewing, moet ons leef as mense wat integriteit het in alles van ons lewe. Nou sê die Bybel, sy geloof in ons gee ons lewe integriteit. Omdat ons in hom verenig is, spreek ons met dieselfde deursigtigheid en onverskrokke durf. Hy is ons vertrekpunt. Dit is my interessant, Paulus skryf, in een van die Engelse parafrases skryf hy die volgende, 2 Korintiërs 4, hy sê, we refuse
to wear masks and play games. We don't maneuver and manipulate behind the scenes, and we don't twist God's word to suit ourselves. Rather, we keep everything we do and say out in the open, the whole truth on display. Lewe ons met waardes, Christelike waardes, Christus waardes, leef ons met integriteit. Hoe lyk ons wortelstelsel? Want dis die goed wat jou deurdra. Dis die goed wat jou deurdra. Hoe leer ons hierdie wortelstelsel in ons gesinne? Hoe leer ons hierdie wortelstelsels by ons huise? Dis word nie in 'n klaskamer geleer. Dit word gedemonstreer. Interessant, hulle het navorsing gedoen, weer by Google gelees, hulle het navorsing gedoen, hulle vat 30 jaar, elke 30 jaar, dan doen hulle 'n survey in Amerika, en die vraag is, most admirable men in Amerika. Is interessant dat vir die afgelope hoeveel kere, etlike kere, Billy Graham se naam heel bo aan die lys. Ek wonder hoekom, want hy het gelewe en gelewe as 'n man met integriteit. Integriteit. Nou Billy Graham skryf iets interessant. Hy sê, integrity, let me tell you what it is. Integrity is the glue, die gom, that holds our way of life together. Hy sê, when wealth is lost, nothing is lost. Hy sê, when health is lost, some is lost. Hy sê, but when integrity is lost, all is lost. Google sê, hy sê daar's 3 kwaliteite van integriteit. Hy sê, jy praat en leef die waarheid uit. Hy sê, jy leef jou waardes soos dit wat jy doen en dit wat jy sê is dieselfde. Jy sien, integriteit het te doen met dit wat of wat ons baie keer voor 'n keuse staan en ek dink niemand sal dit kan uitvind nie. Ek lees 'n storie nou die dag, die Great Wall of China. Jy weet hoekom is hy gebou? Hulle sê in China het daar altyd vyande van die noorde gekom en het altyd die lande verwoes en alles wat hulle gedoen het. Toe op 'n dag toe besluit die ou wat daar die regerder was, hy gaan 'n muur rondom China bou. Toe bou hy 'n muur 2400 km lank. Gemiddelde plekke is hulle 9 meter breed en 'n muur wat 7.6 meter hoog is. Bou hy rondom China. En hierdie muur het al hierdie magte uitgehou van die noorde. Hulle kon nooit, hulle het meer as 3 keer probeer om oor die muur te kom, hulle kon nooit oor die muur gekom het. En vir 'n paar tientalle jare het dit goed gegaan met China en die noorde se magte kon hulle nie aanval nie. Maar toe op 'n dag, toe kom die noorde die stad binne. En toe is die vraag hoekom? Want jy sien die een ding wat China nie gedoen het nie, hulle het nie hulle kinders geleer van integriteit nie. En toe die noorde se vyande gekom en die wagte by die hek omgekoop. En toe maak die wagte die deure oop en die noorde se vyande storm in. En hulle kom so binne in China in. Jy sien, jy kan die mure om jou bou. Jy kan die reëls en die regulasies daar hê. Maar as jy nie leef vanuit oortuiging, as jy nie leef vanuit waardes nie, as jou wortelstelsel nie reg is nie, hoor my vandag. En dis nie 'n Christus sousie nie. Die beste storie waarna ek kan dink wanneer dit kom by integriteit en ek het gaan draai by 'n paar. Ek het gedink aan miskien sal Daniel werk, miskien sal Jefta werk. As klomp figure wat met integriteit geleef het, maar toe kom ek op die einde van die dag en ek gaan staan stil by Josef. Josef is vir my een van daai stories. En jy kan dit gaan lees in Genesis 37 tot 39. Maar hier is die storie van Josef. Josef word gebore, laat lammetjie. Al sy broers hou nie van hom nie, want hy kry hierdie visioen, eendag die maan, die sterre, die gerwe, daai goeters, jy ken al die stories, gaan voor hom buig. Sy broers like hom niks, want hy was sy pa se geliefde seun. Hy was die jongste. Op 'n dag toe hulle alleen is in die land, toe besluit hulle, nee, ons gaan hierdie Josef, ons gaan vir hom doodmaak. Nee, sê die een broer, asseblief moet hom nie doodmaak nie. Kom ons gooi hom eerder in 'n put en ons verkoop hom. Kan nou ietsie kry vir hom.
Daar kom toe 'n toergroep verby, hulle sê, hierdie man, hulle verkoop hom toe. 10er. Wat my interessant is van Josef se lewe, en ek wil dit vandag vir al die tieners sê. Die feit dat jy miskien nie in 'n goeie huis groot word nie, miskien dat jy miskien in sekere goed blootgestel is, dis die siekte van ons dag. Jy weet, ek het 'n probleem vir alles. As ouens groot is en hulle kan nie dit nie, kan nie dit. Ja, maar my pa, maar ja, maar my dit. Hierdie ou het meer rede gehad as enigiets anderste. Maar kyk waar het hy uitgekom. Want hy het 'n besluit gemaak. As God vir my is, wie kan teen my wees? Sy broers verkoop hom. Nou kom Potifar daar verby, Potifar koop hom. Potifar was 'n nie-Christen nie. Maar Potifar sien die Here se hand is op sy lewe. Partykeer sien die duisternis meer as wat ons sien. Hy sien dit, hy stel hom aan as tweede oor sy huis. Nou ran hy al die slawe daar, hy is die hoof van die bediening, hy gaan te lekker. Maar Potifar het 'n gevaarlike vrou gehad. Eendag toe op sy reis is, en hy is hoof van die huis, want die Bybel sê Josef was 'n mooi man. Toe sê Potifar se vrou vir hom, kom lê langs my, sê die ou vertaal. Ek weet nie of hy bed moes opmaak, wat moes hy nou nie, maar jy kan nou maar self dink wat jy wil dink. En dan sê Josef iets interessant vir haar. Hy sê vir haar, ek was nog altyd getrou aan my Heer. Praat hy van die Here. Daarom sal ek nie my Heer oneer aandoen nie. Jy sien, want hy het geleef vanuit oortuiging. En toe gaan die vrou en sy begin te skree in die huis en gaan te kere en sê, hy het haar aangerand en weet nie wat al die goedjies nie. Toe kom Potifar en hy gooi hom in die tronk. En tot hy 30 is, sit hy in die tronk. Maar wie is so interessant van die tronk? Want die Bybel sê die Here was met hom. Want hy het oortuiging geleef, selfs in die tronk. Kom die tronkbewaarder. En die tronkbewaarder stel hom aan as om na al die inmates te kyk. Kyk al, spoedig het die tronkbewaarder Josef oor die ander gevangenes aangestel en oor alles wat in die tronk moes gebeur. Jy kan jouself nie daarin indink nie. Die ou in die tronk, hulle vat hom, maak hom hoof van die tronk. It's crazy. Die Here was met hom, sodat hy suksesvol was in alles wat hy doen. Maak nie saak waar jy is nie. Want hy het vanuit oortuiging, die Here is my God, geleef. Hy het verstaan wat dit is. En toe ken ons die einde van die storie, né? Die Here vat hom en hy word tweede in beheer van die land. En weet jy wat is ook vir my interessant? Omdat die Here sy God was. Omdat die Here met hom gedeel het, omdat hy vanuit oortuiging, sy waardes, ek staan onder die koning, en hy leef met integriteit. Self toe sy broers in hongersnood was, en hulle kom na hom toe, en hy herken hulle, het hy hulle nie doodgemaak nie, want hy kon. Maar hy kies om dit. Sy broers was so bang. En hy sê, moenie worry nie. Gaan lees die storie, die Here het lankal met my hart gedeel. Jy sien, integriteit slaan uitvoelers in elke, as jy dan wil sê, aspek van jou lewe. Leef jy met integriteit? Come to me. Come and live lightly and freely. Want jy sien, as jy met integriteit leef, dan stap jy in die koning wat integriteit is vas. Jy kan nie anderste as om lightly and freely te leef. En ek wil jou uitdaag, want saam met al die ander lewende gewende gemeentes, is dit hoe ons regtig hierdie stad gaan beïnvloed. Toe ek en Marie het so 2 weke terug in Turkye was, en ons het daai reis gedoen van die 7 gemeentes van Openbaring, ons sal dit nog doen in die gemeente ook, maar, en ons kom in Efese. Efese is baie interessant in Turkye. In daai tyd, in die Bybelse tyd, was dit soos die hoofstad. 250,000 mense, jy moet verstaan, dis groot. Ons loop deur daai stad Efese. As jy Openbaring gaan lees, dan sê hy iets so mooi. Hy sê Efese, die gemeente van Efese, julle het sterk gestaan, julle het dit gedoen, julle het dat gedoen, al hierdie wonderlike goed. Hy sê, maak dit een ding teen jou.
Hy sê, jy het jou eerste liefde verloor, en dan gaan hy hom verder. Hy sê, maar hierdie eerste liefde is nie so seer jou liefde wat jy het nie. Dis, jy begin weer die dade te doen. Dan praat hy eintlik oor die liefdesdade wat daai gemeente gedoen het. En dis deur die liefdesdade, dis deur daai dade, dis deur hulle optrede, dis die manier hoe hulle geleef het, wat hulle die stad beïnvloed het. As ons George wil beïnvloed, as ons regtig sy heerlikheid wil vestig in George, as ons glo hierdie stad behoort aan hom, en ons vertrou die Here dat hierdie stad onder die dominante heerskappy van Christus sal kom, dan moet ons as die kerk, as sy voertuig, arise and shine, ons moet die lig wees. Ons moet die wees wat leef met integriteit. Ons ja moet ons ja wees, ons nee moet ons nee wees. Ons moet uitbeeld van ons leef vanuit oortuiging, ons doen nie net 'n paar reëls en regulasies nie. Want dit hou nie. Kom ons wees mense van integriteit. Partykeer kos dit 'n prys. Maar kom ons wees daai mense wat so leef. Kom ons maak ons oë toe. Die wêreld is in chaos. Dit is eintlik 'n donker tyd vir ons planeet. Maar dit is die beste tyd vir die lig. En hierdie lig kan verligting vir soveel mense bring. Dis nie reëls nie, dis nie regulasies nie. Dis vanuit oortuiging. Vanuit hom wat in my glo. Gee my lewe integriteit, sterkte, krag. So Hemelse Vader, ek bid dat U ons sal help. Dat ons as kerk van Jesus Christus, die breë kerk, dat ons sal lewe vanuit oortuiging uit. Ons wortelstelsel, ons waardes, ons kultuur. Bid dit vir ons almal.